Weer eens van my kant af baie welkom by Sonsopkomsdiens van 2026. Ons vertrou dat hierdie diens saam met ons gaan geniet. Dit is my so groot voorreg om op hierdie Vrydagoggend vir jou die woord te bring op Goeie Vrydag. En my titel vanoggend vir jou is Liefde uitgestort. Liefde uitgestort. En as jy jou Bible app het, die preeknotas sal op die Bible app wees as jy na môre toe gaan in events, dan sal jy dit sien daar so, Hallo Kerk Centurion, en dan kan jy saam met ons lees, as jy jou Bybel gebring het ook. Ek gaan vir ons lees vanoggend uit Johannes 19, vanaf vers 16. Lees saam met my. Toe het hy hom aan hulle oorgelewer om gekruisig te word. Hulle het Jesus toe oorgeneem. Hy het self sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenoemde plek van die skedel, in Hebreëus Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom 2 ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskryf en dit aan die kruis vasgesit. Daarop het gestaan, Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, want die plek waar Jesus gekruisig is, was naby die stad, en die opskrif was in Hebreëus, Latyns en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê, moenie skryf, die koning van die Jode nie, maar dat hy gesê het, ek is die koning van die Jode. Pilatus het hulle geantwoord, wat ek geskryf het, het ek geskryf. Toe die soldate Jesus gekruisig het hulle sy klere geneem en dit in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed geneem, die onderkleed was sonder 'n naad, van bo af in 1 stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar, laat ons dit nie skeer nie, maar loot, wie kry dit? Dit was om die skrif te vervul wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en oor my klere het hulle die lot gewerp. Dit is wat die soldate gedoen het. Vers 25. By die kruis van Jesus het sy moeder en sy moeder se suster gestaan, en Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena. Toe Jesus sy moeder sien, en sy disippels, en die disippels vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u seun. Daarna sê hy vir sy disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af, het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna, omdat Jesus geweet het, dat alles klaar volbring is, en sodat die skrif vervul sou word, sê hy, ek is dors. Daar het 'n kruik vol suurwyn gestaan. Hulle het toe 'n spons vol suurwyn op die hisoptak gesit en dit teen sy mond gehou. Toe Jesus die suurwyn neem, het hy gesê, dit is volbring. Dit hulle staai. En hy het sy kop laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Kom ons bid oor hierdie woord. Here, dankie vir u woord vanoggend. Dit is my gebed, mag u elke persoon persoonlik kom bedien hierso vanoggend met u woord. Here, mag hierdie woord 'n boodskap wees vir elke persoon uit die troonkamers van u hart. En Here, mag u Heilige Gees die naprediker wees van hierdie woord. Ons bid dit in Jesus naam. En almal sê, amen. Dankie Marlies. Ek wil vandag met jou kuier oor hierdie titel Liefde is uitgestort of Liefde uitgestort. Want dis 'n vraag wat ons het en waar ons dink oor vandag, want vandag kom ons nie by mekaar om 'n begrafnis te herdenk nie. Dis nie wat ons doen nie, maar om 'n oorwinning te onthou. 'n Oorwinning wat Jesus gebring het. Dit is Goeie Vrydag. En al was die gebeure van hierdie dag baie jare terug donker, was die resultaat hiervan niks minder as merkwaardig nie.
Dit was die dag toe Jesus sy lewe gegee het, sodat ons lewe kon ontvang. Dis 'n merkwaardige dag. Aan die kruis het Jesus die ergste ervaar. En wat ons vandag hier beleef is mooi en kosbaar. En ons kan dit, soos die Engels sal sê, celebrate, of Afrikaans sal sê, ons kan dit vier. En it's a beautiful story, is so 'n mooi storie, maar ek dink partykeer vergeet ons die konteks van die kruis en wat Jesus moes betaal het vir ons. En so wat ek vanoggend wil doen, ek wil jou herinner aan die konteks van die kruis, maar dan wil ek ook vir jou 3 dinge net gee, stap vir stap, oor hoekom echo hierdie dag steeds in die geskiedenis en steeds hier vandag. Maar voordat ons daai 3 dinge met jou gaan deel, en ek hierdie 3 dinge met jou gaan deel, wil ek jou herinner wat Jesus aan die kruis van Golgotha deurgemaak het. Want dit is eenvoudig en maklik om dit te lees in die skrif, maar as ons net weer 'n bietjie dieper gaan delf, wat hy vir my en jou moes deurgaan. Sien, die kruisiging in daardie tyd was deur die Romeine uitgedink, en hulle was intentioneel oor wanneer hulle iemand kruisig. Want die pyn wat Jesus moes deurgaan, het nie op die kruis van Golgotha begin nie. Dit het begin by die houe wat hy moes ontvang. En dalk besef jy dit nie, maar die Romeinse soldate kon houe gee totdat hulle kies wanneer om op te hou. In die Joodse gebruik was dit 39, want hulle het gesê 40 is te veel. Maar hierdie was nie Jode nie, dit was Romeinse soldate. So hulle kon kies wanneer hulle wil ophou. Dit is interessant, as jy dink die pyn wat Jesus moes deurgegaan het voor die kruis, kom ek skets dit net vir 'n oomblik vir jou, voor die kruis moes hy hierdie soldate verduur, terwyl hulle hou na hou gee. En die ding wat hulle gebruik het was soos 'n rotang, hulle noem dit 'n cat of 9 tails. So is 'n stewel met 9 lyne aan hom, en elkeen van hom het klippe aan, spykers aan, en verskillende goed om maksimum pyn te bereik. Maar hierdie soldate, interessant genoeg, wanneer hulle hierdie cat of 9 tails vashou, het hulle 'n sekere tegniek gehad waarmee hulle Jesus geslaan het en gestraf het vir my en jou. Dit is interessant as jy gaan oplees, dit was 'n tegniek van slaan in hom in en dan pluk jy af. Liewe vriende, weet jy wat gebeur in daardie oomblik, wanneer iemand jou rug slaan en afpluk? Jy word oopgekloof, vlees word uitgeruk, en jy begin bloei. En so begin hulle hom slaan, hou vir hou. Die tegniek was so goed, laat hulle nie net sy rug tref nie, maar laat dit om sy borskas kom, laat dit om sy lyf kom. En skrif sê vir ons dat mense sy longe kon sien. Kan jy jouself indink die pyn wat hy moes deurgaan vir my en jou? En hulle het geslaan totdat die Romeinse soldate gesê het, dis nou genoeg. En dan moes hy sy kruis dra. En op daardie punt kan jy jouself indink, iemand wat soveel bloed verloor het, iemand wat soveel pyn deurgaan, moet sy eie kruis nog dra, en dit was nie 'n ligte kruis nie. Hy het soveel pyn deurgegaan voor die kruisiging, dat hulle iemand moes kry om hom te help om sy kruis te dra. En so dra Jesus sy kruis tot by Golgotha. En as ons dink, ons kan al sy longe sien, hy bloei homself leeg. Hy beleef vir die pyn onmenslik. Lê hulle daar die kruis neer, en hulle begin hom vas te spyker. En die tegniek van 'n kruisiging is op so 'n manier, dat Jesus bukkend vasgekruisig word. Hande uitgesprei, knie gebuig, en daar's 'n rede daarvoor, sodat hy homself moet dood versmoor. Want die enigste manier om asem te haal op die kruis, is wanneer 'n bukkende man wat stikkend geslaan is,
homself teen 'n houtkruis vol splinters moet opskuif om asem te haal. So ek wil net hê jy moet vir 'n oomblik inneem wat het gebeur daardie dag. Is Jesus is stikkend geslaan, bukkend op die kruis. En vir hom om asem te gehaal het, moes hy homself opstoot teen daai kruis, asem inhaal en weer val, sodat hy nie meer kon asem kry nie. Elke keer teen 'n ou, ruwe houtkruis. Op, asem, val. Geen asem nie, versmoor. Dis die pad wat Jesus moes stap, vir my en jou. Dis die houe wat hy moes neem, vir my en jou. Maar dit los ons by 'n vraag, wat het Jesus bereik? En dit wat hy bereik het, hoekom echo dit steeds deur die geskiedenis en ons harte? So daardie oomblik van pyn en seer wat ek nou net vir jou beskryf het, wil ek vir jou 3 dinge gee, wat Jesus aan die kruis bereik het vir my en jou. En die rede, hoekom ons hier sit vandag, en hoekom dit Goeie Vrydag is. Want die beskrywing wat ek nou net vir jou gegee het, is wreed. Het voel niks goeds nie. Maar Jesus wat die kruis bereik het, en Jesus aan die kruis vir my en jou bereik het. Nommer 1, die kruis is waar liefde die hardste gespreek het. Liewe vriende, kerkfamilie, die kruis was nie stil nie, dit was 'n boodskap, dit was 'n verklaring gewees, dit was die hemelse hardste, ek het jou lief. Dit was die hemelse hardste verklaring oor jou lewe wat hier sit vanoggend. Hy is lief vir jou. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde vir ons, juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Dis interessant en ek wil hê jy moet dit hoor vanoggend, jy wat hier sit. Jesus het nie gewag dat ek en jy moet regkom nie. Hy het nie gewag vir die mensdom om reg te kom nie. Hy het nie gewag dat jy perfek moet wees, voordat hy gesterf het nie. Hy het nie vir die godsdienstiges gesterf nie. Hier is vir wie hy gesterf het op hierdie Goeie Vrydag. Hy het gesterf vir die gebrokenes. Hy het gesterf vir elkeen van ons wat met skaamte hier so sit vanoggend. Hy het gesterf vir elkeen van ons wat hier sit vasgevang. Vasgevang in vrees, vasgevang in pornografie, vasgevang in drank, vasgevang in sonde. Hy het vir my en jou gesterf wat sondaars is. En in daardie oomblik was dit die hemelse grootste uitspraak, ek is lief vir jou. Kerkfamilie, God het ons nie lief omdat ons goed is nie. Hy het ons lief omdat hy goed is. En die kruis, kerkfamilie, fluister nie liefde nie. Dit roep het uit. Dit was die hemelse grootste en hardste, ek het jou lief. En die kruis is nie 'n simbool van skuld nie. Dis 'n advertensiebord van genade. Vir my en jou. Die kruis spreek van liefde. 2. Die kruis is waar jou skuld en my skuld gekanselleer is. Toe Jesus uitroep, dit is volbring. Jesus het nie gesê ek is klaar nie. Hy het gesê, dit is betaal. Dit is afgehandel. Kolossense 2, vers 13 en 14 sê, hy het ons al ons sondes vergewe. En die skuldbewys teen ons uitgewis en dit aan die kruis vasgespijker. Die straf vir jou sonde en vir my sonde is betaal. Die skuld van die mensdom uitgewis. Die gewig van die skuldgevoel weggeneem. En jy hoef nie meer vir God te probeer bewys jy is goed genoeg nie. Jesus het dit reeds vir jou gedoen. Jesus, kerk, het 'n skuld betaal
wat hy nie geskuld het nie, omdat ons 'n skuld gehad het, wat ons nie kon betaal nie. Jesus het jou skuld gevat, en waar ons behoort te sê, Here, ek skuld U, het hy vir my en jou gesê, dit is volbring. Die kruis is waar jou skuld gekanseleer is. As Jesus dus sy liefde gewys het, en jou skuld is betaal, dan is die volgende vraag, wat het hy vir jou oopgemaak? En die volgende vir jou gedoen. Die kruis is ons brug terug na die Here toe. Terug na God die Vader toe. Hoor wat sê Jesaja 53 vers 5, hy sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurbore. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Sien kerkfamilie, hier's wat sonde doen. Sonde plaas 'n skeiding tussen ons en die Here. Wat sonde kom doen is, dit vorm hierdie diskonneksie, ekskuus my slegte Afrikaans, maar tussen ons en die Here. Dit laat ons voel hy's ver, en hy's nie naby ons nie, al is sy naam Immanuel. En vir baie van ons is dit ons realiteit vanoggend. Ons het dinge aangevang in ons lewens en ons dink self en jy verstaan nie wat se slegte dinge ek gedoen het nie. Ek dink nie daar's 'n pad terug vir my nie. Maar sien wat die kruis vir my en jou beteken is, dit bring ons terug en dit bou daardie brug tussen my en jou en die Vader. Om terug na hom toe te kom. Maar ons probleem is, ons besef nie die realiteit van die kruis en die uitspraak oor ons lewens nie. Want sien, wat die vyand konstant gaan doen is, hy gaan jou konstant herinner aan jou verlede. Hy gaan vir jou konstant sê, dis wat jy verkeerd gedoen het, dis wat jy gedoen het, onthou jy daardie jaar, onthou jy in die 90's en in die vroeë 2000's, onthou jy wat het jy aangevang? En dan voel ons hierdie skuldgevoel, en ons neem al hierdie spreuke oor ons lewens uit, en ons hoor, maar ons is 'n sondaars, ons is 'n dronkaard, ons is 'n verneker, ons is verslaafdes. Dan dink ons self, maar daar's geen pad meer uit nie. Maar kom ek illustreer vir jou, want weet jy wat is goed vanoggend, en ek het doelbewus 'n soet aangetrek. Dit is so maklik vir my en jou, om hier te sit en mooi te lyk. En ons masker aan te sit, maar diep binne in ons harte weet ons, ek is 'n sondaar. Diep binne ons harte het ons 'n begeerte om te sê, Here, is U werklik naby my? En ons bly so voel, want ons besef nie die realiteit van die kruis altyd nie. Sien, hier is ons lewe, baie keer, maar die realiteit is, ons sit hierso, en hier is ons lewe. Ons weet baie keer om dit goed weg te steek. Maar hier is eintlik, ons baie keer binne voel. Ons voel baie keer, ons is nie eens waardig om aanvaar te word nie. Want ons lewe is deurdrenk met sonde. Ons probeer goeie goed doen, maar dan verval ons weer. Ek weet nie wat is jou sonde nie. Ek weet nie hoekom blyk jy so nie. Maar wat die vyand kom doen is, hy kom herinner ons. En hy kom takseer ons. En hy kom sê vir ons, wat is fout met ons? Maar sien, ons ken die hele storie. Want die oomblik toe Jesus aan die kruis gesterf het, vat hy ons pyn en ons seer en ons sonde, en hy spyker dit vas aan die kruis. En so wanneer ek en jy Jesus aanneem
as ons persoonlike verlosser en saligmaker, is daar 'n oomblik wat gebeur, want sien, hier's wat eendag gaan gebeur met my en jou, elke een van ons gaan voor die Here staan, en hy gaan 'n uitspraak moet maak oor ons lewens, skuldig of onskuldig. Maar sien, wat gebeur is, en hier is jou realiteit, die oomblik wanneer jy jou geloof plaas in Jesus en hom verklaar as jou redder, kom die woord en hy sê, hy neem ons kleed op hom. Hy vat hierdie kleed, hy vat jou pornografie, hy vat jou skuldgevoelens, hy vat jou verslawing, hy vat jou drank, hy vat jou seer, hy vat jou skaamte, en hy sê, dit is nie meer joune nie, want die oomblik wanneer jy hom aanneem, kerk, kom hy en hy sê, my geregtigheid klee ek jou mee, jy is nou geregtig verklaar, onskuldig, sê die Here, oor jou lewe, liewe mens hierso. Sien, Jesus se uitspraak oor jou en die Here se uitspraak is geregverdig. Het sê nie, die vyand gaan aanhou skree nie. Die vyand gaan jou herinner aan jou verlede. Maar weet jy wat kan ons doen? Ons kan hom herinner aan sy toekoms. Dis die ewige hel. Want Jesus het reeds vir ons oorwin. En ons gaan dit vier Sondag sy opstanding. Maar tussen nou en die opstanding, sê die woord in Openbaring, Jesus het ter helle neergedaal. En hy die sleutels van die doderyk, die sleutels van die hel mee opgestaan. Kerkfamilie, die vyand het nie eers die sleutels van sy eie huis nie. Hy kan jou nie meer vasgevang hou nie. Jy kan leef in oorwinning van dat jy jou lewe vir Jesus gegee het. Ons leef nie meer vir oorwinning nie. Want wanneer jy jou geloof in Jesus plaas, vat hy jou kleed en hy plaas dit op hom en hy kom klee jou met geregtigheid. Beteken hy jou posisie voor die Here verander na oorwinnaar. Maak en jy het 'n verantwoordelikheid. Ons het nodig om daardie stap te neem, om hom aan te neem as ons persoonlike verlosser en saligmaker. So hoekom is Goeie Vrydag goed? Omdat die kruis Jesus nie gebreek het nie. Dit het die vloek oor jou lewe gebreek. Dit het nie Jesus beëindig nie, dit het sonde beëindig. Dit het nie hoop beëindig nie, dit het hoop in hierdie wêreld losgelaat. Ek wil vanoggend vir jou sê, Jesus het jou lief gehad tot op die punt van dood. Jesus het jou skuld betaal. Jesus het jou pad huis toe oopgemaak. Jy het nodig om hom te aanvaar, sodat jou posisie voor die Here verander, van skuldig na onskuldig. Kom ons sluit ons so. Here, dankie vir elke persoon hier. Here, dankie dat ons weet, die kruis is waar die dood gesterf het. En liefde begin leef het. Dankie, Jesus Christus, vir die prys wat U betaal het, vir een en elkeen van ons. Dankie, dat U lewe gegee het, dat ons as oorwinnaars kan lewe. En terwyl elke oog gesluit is, as jy sit vanoggend, en jy sê, Zelwyn,
Ek leef met skaamte. Ek leef met seer. Dalk het iemand jou genooi. Sê, ek het nie geweet. Dis die prys wat Jesus betaal het. En dis die betekenis van die kruis nie. As jy van vanoggend af in oorwinning wil leef, en sê self, en ek het nodig om my posisie voor die Here vanoggend te verander. Ek het nodig om Jesus aan te neem as my persoonlike verlosser en saligmaker. Terwyl elke oog gesluit is. Wil jy nie vir my jou hand net opsteek en weer laat sak nie? Ek gaan nie vorentoe roep of expose nie. Elke oog gesluit, dankie, dankie. Dankie, julle kan weer laat sak, dankie. Dankie. Dankie, jy kan weer laat sak, baie dankie. 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 Jy kan weer laat sak, dankie. Dankie. Kerkfamilie, ek wil hê ons almal moet hierdie gebed agter my aanbid. Hardop, ter ondersteuning van die mense wat hulle hande opgesteek het. Bid asseblief hardop agter my aan. Here Jesus, ek kom vanoggend en ek verklaar dat ek 'n sondaar is. Maar dankie dat U vir my gesterf het en al my sondes vergewe het. Here, ek aanvaar die geskenk van die ewige lewe. En ek verklaar U as my meester en my Here in Jesus naam. Amen. Kom ons gee daardie mense 'n groot hande klap. Vir elkeen wat julle hande opgesteek het, wedergeboorte het vanoggend plaasgevind. Maar jy het 'n volgende tree. As jy Jesus gekies het, wil ek jou uitnooi. Op ons webtuiste is daar 'n skakel wat sê ek kies Jesus. Al waarmee ons jou wil help is jou volgende geestelike tree. Maar wat ek vanoggend wil doen, en ek het hierdie impromptu met die band bespreek, met die aanbiddingsspan. Ek wil hê ons moet 'n verklaring maak saam met elke een. Saam met elke een wat hierdie besluit gemaak het. En hierna gaan ons dan nagmaal gebruik. En vir elke een wat 'n gelowige is, jy kan nou deel hê aan die tafel van Jesus, aan die nagmaal. Maar hier is jou realiteit. Ons veg nie vir oorwinning nie. Jesus het reeds ons oorwin. Ons veg vanuit oorwinning. En vir elkeen wat vanoggend oorwinning beleef het, vir elkeen van ons hier sit, wat reeds ons lewens vir die Here gegee het, gaan ek jou uitnooi, wil jy nie saam met my staan vir 'n oomblik nie? En ek gaan vra dat Marlies ons net lei. En ons gaan hierdie verklaring net sing. Oor ons gemeenskap, oor onsself, oor ons mense, en dankie sê vir die Here. Staan saam met my. Sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen. Hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Kom deel nou in
ons loflied. Hef jou hande op na bo, blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oë. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Elke stem op die veld. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Hy is koning, hy regeer. Hy is koning, hy regeer. Kom ons gee die koning 'n lofoffer. Familie, terwyl jy so bly staan. As jy nog nie nagmaal gekry het nie, ons het by die hekke uitgedeel. As jy nie het nie, hier voor is ons mense in die middel wat vir jou kan uitdeel. Ons gaan dit celebrate vanoggend, dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. En ons gaan as familie en vriende saam nagmaal gebruik. So ek gaan jou vra om sommer hierdie klein wafer gereed te kry. En solank jou nagmaal voorberei en ons gaan saam nagmaal gebruik. En ek gaan vir ons bid. Maar net om jou te herinner. Terwyl ons hierdie broodjie neem, is 'n weerspieëling van Jesus se liggaam wat vir my en jou gebreek is. Verbruisel is. Hy het deur baie pyn gegaan, sodat jy genesing kan ontvang. En die sap wat ons gaan drink, is 'n weerspieëling van sy bloed, wat vir jou gestort is. Familie, al jou sondes is vergewe. Die verlede, huidige en toekomstige sondes is vergewe, omdat Jesus sy bloed vir jou gestort het. Ek gaan vir ons bid. As ek klaar gebid het, kan jy nagmaal gebruik saam met jou familie. Here Jesus, dankie. Dankie dat U vir my en elke persoon hier gesterf het. Dankie vir die liggaam wat vir ons gebreek is. Die bloed wat vir ons gestort is. Dankie Here vir sonde wat vergewe is. En dankie dat ons hierdie oomblik kan herdenk en kan vier. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons gebruik nagmaal.
Liewe familie, soos wat ons die diens afsluit, gaan ons se laaste lied sing. Ons gaan ook die Here eer met ons tiendes en offergawes vanoggend. En gaan pastoor Eckhart vir ons die diens afsluit en ook 'n paar reëlings net deurgee met die kinders. En vir jou dankie sê dat jy vanoggend die tyd uitgeneem het om saam met ons hierdie oggend te spandeer. En ek wil jou ook uitnooi. As jy gebed nodig het, as jy nodig het dat iemand jou moet bedien vanoggend, moenie net hier uitgaan en daardie geleentheid laat verbygaan nie. Die gebedsspan, die bedieningsspan gaan hier langs ons wees en hulle wil jou graag bedien en graag vir jou bid. Graag saam met jou op pad stap. So ons gaan nou die Here eer met ons tiendes en offergawes. Ons gaan die bakkies deurstuur. Daar is ook 'n geleentheid om digitaal te saai vanoggend. Dankie vir jou vrygewigheid. En dankie dat jy hier was vanoggend. Kom ons sing 'n laaste lied saam en ons eer die Here ook so vanoggend.